Deuteronomium, hoofstuk 24. Indien 'n man met 'n vrou trou en later vind hy iets aan haar wat skandelik is en hy dan aan haar 'n skeibrief skryf, dit in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur en sy dan weggaan en met 'n ander man trou en hierdie man ook 'n weersin in haar kry en 'n skeibrief vir haar skryf en in haar hand gee en haar wegstuur, of hy dalk tot sterwe kom, mag haar eerste man nie weer met haar trou nie, want sy het onrein geword. Sulke dinge is afskuwelik vir die Here jou God. Jy mag nie die land wat die Here jou God vir jou gaan gee as 'n erflike besitting met sulke skuld belaai nie. 'n Man wat pas getroud is, mag nie vir diensplig opgeroep word nie. Hy mag nie enige verpligtinge opgelê word nie. Daardie eerste jaar moet hy vrygestel wees, sodat hy aandag aan sy huishouding kan gee en sy vrou gelukkig kan maak. Die 2 maalklippe, of selfs net die boonste maalklip van iemand, mag nie as pand geneem word nie. As dit gedoen word, word die lewe self as pand geneem. Wanneer iemand betrap word waar hy 'n mede-Israeliet ontvoer het en dwing om vir hom slawediens te doen, of selfs verkoop het as 'n slaaf, moet daardie ontvoerder doodgemaak word. Sulke kwaad moet julle tussen julle uitroei. Jy moet uiters versigtig wees wanneer dit kom by velsiektes soos melaatsheid. Volg die instruksies wat die Levitiese priesters julle sal gee. My bevele wat ek aan hulle gegee het, moet stiptelik uitgevoer word. Hou in gedagte wat die Here jou God Miriam aangedoen het toe julle uit Egipte getrek het. Jy mag nie die huis van jou naaste betree om 'n pand daaruit te neem vir dit wat hy by jou geleen het nie. Nee, jy moet buite die huis op hom wag en hy moet die pand na jou toe uitbring. Jy mag ook nie met die pand gaan slaap as die man arm is nie. Teen sononder moet jy die pand aan hom terugbesorg, sodat hy 'n kledingstuk het waarin hy kan slaap. Dan sal hy jou seën en dit sal beskou word as 'n regverdige daad in die teenwoordigheid van die Here jou God. 'n Dagloner onder jou broers wat behoeftig is en 'n vreemdeling wat in een van jou dorpe in die land woon, mag jy nie onderdruk nie. Nog voordat die son ondergaan, op dieselfde dag nog, moet jy sy loon aan hom uitbetaal. Anders kan hy tot die Here jou God uitroep en dan sal dit 'n sonde vir jou wees. Geen ouer mag doodgemaak word vir die sondes van hulle kinders nie, en so ook geen kind vir die sondes van sy ouers nie. 'n Sondaar moet sterf vir sy eie sondes. Moenie die reg van die vreemdeling of die weeskind verdraai nie, en moenie 'n weduwee se kleed as pand neem nie. Hou in gedagte dat jy 'n slaaf was in Egipte en dat die Here jou God jou daaruit bevry het. Dit is dan ook die rede waarom ek jou hierdie bevele gee. Jy mag nie omdraai om 'n gerf wat jy op die land vergeet het te gaan optel nie. Los dit daar vir die vreemdeling, weeskinders en weduwees. Dan sal die Here jou God al jou handewerk seën. Terwyl jy jou olywe afslaan, mag jy nie teruggaan om nog tussen die takke te soek nie. Los dit daar vir die vreemdeling, weeskinders en weduwees. Jy moet dit in gedagte hou dat jy 'n slaaf in Egipte was. Dit is dan ook die rede waarom ek jou hierdie bevele gee.